Pieter de Tooy, ons nuusman van die week. Weet jy, Pieter? Môre. Weet jy, ek sit en dink nou, maar wat gaan nou, ek praat nou met jou, ek sekerlik kan volgende week nie so opwindend wees soos hierdie week nie. Maar elke week is daar 'n nuwe ding wat gebeur is, wat dit nog meer opwindend maak as die vorige week. En hierdie week se, wat kan mens dit noem? Sirkus. Wel Woensdag was 'n ongelooflike dramatiese dag as 'n joernalis. In die eerste plek het jy die hele omwenteling rondom BTW oornag gehad en dit is waaroor ons gaan praat, maar verder was Jacob Zuma weer in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg waar hy nog steeds probeer om te keer dat sy verhoor voortgaan en dit lyk asof die regter hierdie keer 'n bietjie ruggraat het en gaan sê nee. En derdens was Volodymyr Zelensky in Pretoria gewees. So dit was 'n enorme nuusdag en dit is verskriklik baie goed wat gebeur, maar net om in antwoord op jou vraag, jy het nou in jou segment gevra, is dit die moeite werd om die regering om te dop oor R1 miljard hier of hierdie kant toe of daai kant toe per maand? Ek dink dit was, Dawie, en ek dink hierdie drama wat ons gesien het die afgelope paar maande wys vir ons hoe die ANC weier om te verander, want aan die kern hiervan is, het jy twee koalisievennote, die ANC op 40%, die DA op 22%, en sonder een van daai partye kan die regering nie bestaan nie. Jy is 'n klomp kleiner partye wat eintlik maar daar is as versiering vir die ANC-faksies om te wys dat hulle nie net met die wrede wit DA handel dryf nie. So jy het hierdie twee partye en die DA moet homself laat probeer geld binne die regering. Die ANC wil nie mag oorgee nie. En ek en jy het al gepraat oor ons moet vir die ANC erkenning gee dat hulle die uitslag aanvaar het, om die uitslag te aanvaar en inderwaarheid mag oor te gee of mag te deel, dis 'n heeltemal 'n ander kwessie. En in die kern hiervan weier die ANC om mag te deel en weier die ANC om af te sien van beleidsrigtings wat die afgelope 20 jaar nie werk nie. Wel, jy weet so goed soos almal van ons, wat is ons werkloosheidssyfer? Hoe gebrekkig ons BBP groeikoers per jaar is? Jy het net gepraat oor staatsskuld. Daai goeters gaan suid. Die indikators is negatief en die ANC wil nie rigting verander nie. So hierdie fight was oor BTW, maar dit was oor iets groter. Dit was oor 'n koersverandering wat die ANC eenvoudig nie wil instem toe. Nee, kyk, ek laat daar nodig was om laat die ding op 'n spits gedryf word. Dit stem ek heeltemal met jou saam. Maar weet jy, die skade wat aan die land aangerig word met hierdie tipe van goed. Ja. Miskien net op die finansiële mark. Dis die punt wat ek wil maak. Met 'n pensioen voel dit, né? Byvoorbeeld, maar wat vir my nou nogal interessant was, weet jy, ek slaan my hande saam as ek sien hoe veral die kleiner politieke, natuurlik die grootes ook, maar die kleiner politieke partye, want almal het ons nou gered van hierdie BTW. Die hele lot van almal neem nou krediet vir die feit dat die minister van Finansies besluit het en die wetgewing gaan nou ter tafel gelê word in die parlement. Onthou, die minister kan nie net sê ons skrap BTW of ons bring dit af nie. Hy kan dit aankondig en sê ons verhoog dit, maar om dit terug te vat, daar moet 'n wetsaanpassing deur die parlement gaan. Met ander woorde, daar moet 'n wetsontwerp ter tafel gelê word, dit moet na 'n komitee toe gaan, dit moet gedebatteer word en dan gaan dit nasionale vergadering. So daai proses is ingewikkeld en nou neem almal krediet vir die feit dat BTW weer verlaag gaan word. Die kern hiervan is dat Woensdag was daar hierdie twee opponerende partye in die Wes-Kaapse Hooggeregshof, die DA en die EFF aan die een kant, primêr die DA en die minister van Finansies en Tesourier aan die ander kant, het beklei hieroor. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het tot aan die einde volgehou, BTW gaan op 1 Mei verhoog word. Dit is wat gaan gebeur. Woensdag aand het die minister se regspan na die DA se regspan toe gegaan en gesê, luister, ons wil 'n skikking buite die hof bereik. En hoekom? Want hulle het gesien hulle gaan daai hofsaak verloor. 4:00 die oggend, donderdagoggend, is daar 'n persverklaring van nasionale tesourier uitgereik wat sê ons gooi die hele appelkar om. Ons gaan nou terug na 15% toe. Weet so wat was dit onderhandelinge met die kleiner partye in die ANC? Onthou, Dawie, die ANC verstaan net mag. Hulle verstaan mag en politieke spierkrag. Of die hof. Dis die enigste goed wat hulle verstaan. So in hierdie geval was dit die vooruitsig van 'n vernederende neerlaag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die minister van Finansies gedwing het om hierdie besluit op te neem. Ek wil net twee dinge, ons tyd is amper klaar, maar net twee dinge wil ek nou net by jou hoor. Hoe vinnig moet hierdie goed nou deurgevoer word en is daar tyd om dit te doen? En dan net die vraag, het ons 'n begroting? Ons het nie 'n begroting nie, want nou word die verdeling van Division of Revenue Act moet nou weer oorgedoen word. Die toewysingswetgewing moet ook weer die raamwerk moet oorgedoen word. So die hele proses moet nou weer in rekordtyd van vooraf begin. BTW is veronderstel om op 1 Mei na 15,5% toe te gaan. Ons het enkele dae oor om met die wetgewing deur die parlement te kry om te keer dat dit 15,5 toe gaan. So die druk waaronder hierdie LPs gaan werk om dit gedoen te kry is enorm. Daar's 'n klomp vakansie daar wat voor lê. So kom ons kyk wat gebeur, maar
hierdie gemors kon vermy gewees het as daar in Februarie breër konsultasie rondom die begroting. Ons sien hoe dit nou gaan wees, die gemors inderdaad. Ek dink nie hierdie mense, enigiemand van hulle is opgewas om die staat se finansies te bestuur nie, lyk dit vir my. Pieter, maar hoe dit ook al sy. Dankie, hierdie was so 'n week gewees. Ek wonder of volgende week gaan gebeur. Dankie dat jy by ons gedraai het.